dit wat ons volk maak, dit wat ons maak, is daar een dag in die jaar, wat ons oor dit mag praat. Wie is ons volk? Wie is ons God? En toe alles uit mekaar uitgeruk word, en nie en ek het nie antwoorde nie. En ons het nie hoop vir die toekoms nie. Ons kyk maar so ver soos elke dag vir ons bring. Skree daar 'n stem uit die Withuis. 'n vreemde stem, wat nooit namens ons moes praat nie. En hy sê, laat die Afrikaners na my toe kom. Ons maak ons hekke vir hulle oop. Net die Afrikaners. En hy sê ook wie ons is. Hy sê ons is die mense van die Hollanders en die Franse en die Duitsers. Sodat almal presies weet wie ons is. Wie kon ooit dink dat die magtigste huis in die wêreld voor die kameras reg oor die wêreld ons volk by sy naam noem? Want daar's een ding. Die Here het 'n plan met ons. 'n groter plan is wat ons ooit kan dink. Ons wil net onsself regeer en vry wees. En dis die lyn wat dwars deurloop van die 80-jarige oorlog af. Ons wil niemand pla nie. Los ons uit op ons plaas. Ons wil self oor onsself regeer. Ons wil oor niemand regeer nie, behalwe onsself. 'n president in Amerika, in die Withuis, staan op vir ons. Dit kan mos nie net 'n menslike ding wees nie. Dit kan niks anders wees as die ingryping van die Here, wat sê Afrikaner, ek het jou nie vergeet nie. Hou op, beklei met mekaar. Vat hande. Julle tyd kom. Die feit dat ons nou vlugteling status kan hê in Amerika, is seer. Ek en Johan het nou die dag gaan kyk, hoe lyk dit? Toe staan daar 300 mense in wag om te vlug uit hierdie land. En al wat ek onthou is generaal De Wet se gewere wat voor hom gelê het. Is dit 'n sterwende volk hierdie? Nee. Dis 'n volk wat met sy geloof vorentoe gaan. Ek kan nie vir sê hoe vol kindertjies daai saal was nie. Mamas en papas en kleintjies wat heen kom soek in die FSA. Ons kan hulle nie net laat gaan nie. Ons moet hulle met 'n mandaat en met hoop laat gaan. Gaan. Nie een van ons wat hier sit kan môre vir iemand sê, dit wat met Brendan gebeur, dit sal nie met jou gebeur nie. Ons is almal in lewensgevaar. Al bly in Silver Lakes met jou mooi mure om jou. Jy het geen idee hoe lyk Afrika wat vir jou kom nie. So as jy kan gaan en 'n lewe skep in veiligheid, gaan, ons stuur jou. Maar dan bly jy getrou aan jou volk. Jy gaan oor as 'n ambassadeur. Jy bou 'n eerbare wêreld vir jou. Jy is invloedryk soos wat net jy kan wees. En jy vertel die mense waar jy is, wat in hierdie land aangaan. Australië is, of Amsterdam, of Washington, of Miami. Jy bly 'n boer, want ek sê nou vir jou, julle gaan terugkom. En ons moet seker maak julle kom terug. Want hierdie land gaan val, so seker as ek hier staan. Hierdie land is op sy einde. Oor 5 jaar van nou, as alles uitmekaar uit is, die Israelitiese bestel vat, om in te beweeg, weer te vat wat ons in is, deur kibboetse, kerngebiede, maar dan het ons wat nodig? Dan het ons groot geld nodig van die buiteland, want die rand gaan niks werd wees nie. En wie gaan vir ons daai geld gee? Ons mense in die buiteland, ons mense wat finansiëel sterk is, maar nie net geld nie, hulle het die nuutste kennis, dis ingenieurs, ons soek nuwe finansiële sisteme, dis kryptos. Waar is ons boere reg oor die wêreld? Dan kom julle van 2030 af en julle leer ons wat se geldstelsel ons moet hê om 'n superstaat te bou in die wêreld. Want so seker soos wat ons hier sit, as Europa val, want hy's nie ver van val nie, waartoe gaan daai mense kom? En die wat sieners so goed lees, dalk is hy reg, want hy sê presies dit. Hy sien nie Europa na ons toe kom. Dan moet ons nie 'n gevalle staat meer wees nie. U wat hier bly en u wat gaan, 'n enorme rol het om te speel in die raadsplan van God. Afrikaner, God is nie klaar met jou nie. Die Here het 'n mooi pad vir ons. Ons moet nou mekaar sterk maak, lief wees vir mekaar, ophou beklei en stoei onderling. Mekaar se hande vat, want ons het 'n land om te bou, 'n land vir die Here.
daai land kom en ons mense in die buiteland gaan vir hom opbou. Baie dankie.